Kindertyd vakansies. Nee, wat? Vakansies was maar skaars toe ek 'n kind was. Geld was min en werk was baie. Maar dit het nie saak gemaak nie. Ons was gelukkig. My pa en ma het in elk geval so baie getrek dat ons nie juis vakansies gemis het nie. Daar is wel 2 vakansies wat ek kan onthou. Ek was 8 jaar oud en oom Douglas en aunt Sissy het ons genooi om een wintervakansie saam met hulle op Amanzimtoti te gaan deurbring. Wat 'n ondervinding! Dit was die eerste keer dat ek by die see gekom het en dit was vir my 'n oorweldigende ondervinding. Ek het so bewegingssiekte of balansversteuring gekry omdat ek nie op my voete kon bly nie. As ek naby die water gekom het, het dit gevoel asof daai massa water op my wou val. Die geraas van die see het my skoon duiselig gemaak. Sommer met my eerste probeerslag om in die golwe in te gaan, het my splinternuwe see-sandale, oftewel coolie sandals, soos dit al onbekend was, in die sand vasgesuig. Net toe ek wou weghardloop vir die golwe, het die see dit ingesuig. Weg! My hart was gebreek, maar later meer hieroor. Eers moet ek vertel van die maandlange voorbereidings vir hierdie vakansie. Getrou aan ons familietradisie wat Elani vandag toe nog getrou volg, moes alles nuut gekoop word. Die rokke maak, nuwe onderklere, nuwe skoene, nuwe dit, nuwe dat, het my ma besig gehou vir maande. Ek het 'n volledige nuwe klerekas gehad vir daardie vakansie. My 2 boeties het nie 'n duim tekort geskiet na my nie. Nuwe broekies, hemde, swemklere, alles van die mooiste en die beste. My arme pa, waar het hy die geld vandaan gekry, weet ek nie, maar as ma klere wou koop, het die ekstra ysterwerk in die garage groot geld verdien. Dis natuurlik daar waar ek geleer het om die beste appie in die hele wêreld te wees. Enewel, so was die voorbereiding die grootste en beste deel van die hele vakansie. Ons was so opgewonde en soos die tyd nader gekom het die tasse meer en meer geraak. Die tyd het uiteindelik aangebreek om te vertrek. Die ou Plymouth kar, so groot soos 'n ark en natuurlik pikswart, was gereed. Gediens en vol petrol en reg vir die lang pad. Pa het gepak en 'n bed gemaak vir ons 3 kinders op die massiewe agtersitplek wat so groot was soos 'n dubbelbed. 3 uur die oggend is ons in ons pyjamas in die kar gelaai met die mandjies vol padkos en daar gaan ons. Het ek gesê dubbelbed? Wel, selfs 'n dubbelbed is nie groot genoeg om moeilikheid te verhoed met 3 kinders onder een kombers nie, want dit was nie lank nie of die eerste "Eina" breek deur. So amper kry ons toe nog 'n bak slaa op die koop toe. My pa het baie maklik langs die pad gestop, 'n lat gepluk en ons net daar en dan 'n goeie loosing gegee. Die nuwe dag het skaars gebreek en pa stop vir 'n fles koffie en toebroodjies. Dit was so 'n groot en nuwe ervaring vir ons. So 10 uur daardie oggend ry ons in Amanzimtoti in. Dit was 1959 en daar was nog nie 'n dorp nie. Ek onthou van 'n kafee en 'n soort van visgereedskapwinkel. As jy links draai by die winkel,
het ons by 'n baie ou en 'n baie groot houtstrandhuis uitgekom. Dit was 'n kasarm van 'n groot huis. Ons meisies, dis nou ek en dan Sissie se 2 dogters en Frans, my ma se suster, het 'n slaapkamer so groot soos 'n skoolsaal gekry. En so het al die ander ook hulle lêplekke gekry. Die plesier van al daai mooi klere uitpak. Hierop wil ek net sê, my ma was uiters konservatief. Ek moes toe wees in hoofletters. Geen oop skouers of kort rokke en dan verkieslik wit sokkies saam met my skoene. Ek het nie een lang broek of soos ons dit toegenoem het, 'n jean besit nie. Denim het nie bestaan nie. Ek het so 'n weersin in oormatige klere aan my lyf ontwikkel dat ek vandag, op 70, nog steeds verkies om in die kortste shorts en t-shirts sonder moue rond te loop en dit daar gelaat. Met al my mooi nuwe klere het ek toe so groot en belangrik gevoel. Ons kinders kon net saam met Frans en Wina, wat toe sulke opgeskote dogters was, strand toe gaan. Dis omdat ons oor die treinspoor moes stap om by die strand uit te kom. Hoekom leer groot mense nooit om nie van wolfskaap wagter te maak nie? Dat die trein nie een van ons plat gery het nie, is 'n wonderwerk. Wat is tog nou lekkerder as om jou oor op die treinspoor te hou en die geritsel en die gedreuning van die aankomende trein te hoor? As die trein baie nader is, begin die spoor 'n ligte sensasie van 'n elektriese skok gee en as hy baie naby is, gryp en skreeu die groot kinders om ons op 'n veilige afstand te kry. Dan staan ons en ons waai plesierig vir die mense in die trein soos wat hulle verbygaan, ewe onskuldig. Dan was daar nog 'n uitstaande gebeurtenis wat amper in 'n tragedie ontaard het. Een laatmiddag het ons almal op die strand gaan stap. Groot mense en kinders. Alwyn was so 'n 3-jarige seentjie en het saam gedraf op sy kort ou beentjies. Al geselsende het die groep mense aangestap, tot iemand sê, "Waar is Alwyn?" Geskok vlieg almal om en begin soek. Alwyn het gegly en in een van daai ronde kolkgate op die gladde rotse ingeval, omtrent so 4 of 5 voet diep. Die kroonprinsie het so amper verdrink. Dit was 'n groot konsternasie. Dit was my eerste vakansie en ook my eerste keer by die see. Die ander vakansie wat ek kan onthou, het ons op 'n keer met 'n skoolvakansie 'n padreis aangepak, die spreekwoordelike roadtrip. Wat 'n ondervinding. Die hele familie het in 'n two-tone groen Opel stasiewa ingepas. Meeste aande het ons in daardie selfde kar geslaap. In daardie dae het mens nie eintlik gastehuise of chalets of self-catering plekke langs die pad gekry nie. Agtersitplekke platgeslaan en pa en ma met die 2 seuns het op 'n sponsmatras geslaap en arme Kiepie moes op die voorste sitplek slaap en ek glo dit is daar waar my knieprobleme begin het. Dit was nie sommer so 'n toer nie, hoor. Ek onthou ons is uit Graskop, Noordkus langs. Die eerste nag het ons, sonder dat ons dit weet, langs 'n begrafplaas geslaap en dit by die Ghost Mountain Inn, reg by Makuzi. Daar was soveel dubbeltjies dat ons nie uit die kar uit wou klim nie. Hierdie lange toer het so waar nog
in die Kaap gaan draai. Ons is die Swartberge in, want daar was mense by wie ons sou gaan bly vir 'n paar dae. My pa het by Graskop munisipaliteit gewerk en die stadsklerk was 'n ene strydom. Sy mense het in die Swartberge geboer en hy het die reëlings getref. Daar gekom, groot probleem, want elke hek waarby ons verbyry, se naambord is strydom. Die hele appelroete hoog in die Swartberg se naamborde sê strydom. Ons was genoodsaak om iewers te gaan aanklop om by die regte strydoms uit te kom. So is dit toe dat ons uitvind, is die hele klomp strydoms familie. Hulle het darm nie soos hillbillies gelyk nie. Ons het 'n paar dae heerlik gekuier en is toe verder deur die Groot Karoo. Hoe verder ons ry, hoe kouer en kouer het dit geword. Ek glo ons was in die omgewing van Beaufort Wes, toe ons ou groen Opel breek. 'n Groot breek, want my pa het kringe en kringe geloop, met homself gepraat en gedink en kop gekrap, terwyl my ongeduldige moeder begin mor het. Die pad was so stil, dat daar nie eers iemand verbygekom het, wat kan hulp aanbied nie. So gebeur dit toe, dat ons daardie aand langs die pad in die Karoo moes slaap. Natuurlik nie 'n onoorkombare probleem nie. Die bed was mos darm in die kar. Al werklike probleem was, dat dit net kouer en kouer geword het, en pa kon nie eens 'n vuurtjie aanpak nie, want die yswind het stormsterk gewaai. Al genade was, ons eet wat in die kar is, gelukkig baie appels van die Strydom-plaas af, en môre is 'n nuwe dag, dan maak ons weer planne. Daardie nag kry ek koud, baie koud. Ek het die hele nag van Racheltjie de Beer gedroom. Ek weet nie hoe om te lê, dat my knie, wat nie op die sitplek of onder die kombers ingepas het nie, so pyn van die koue nie. Dit was 'n worstelnag. As ek my kop lig om te sien of dit nie al wil begin dag raak nie, sien ek niks. Kan julle glo, dit raak toe regtig lig, maar nog steeds kan ek niks sien nie. En ek kan vaar toe dat die ruite net toegewasem is van al die asems in die kar. Maar wat 'n skok toe ek die deur oopmaak. 'n Spierwit gesneeuwde Karoo en net die Karoo bossies maak wit bultjies. So ver jy kan sien is dit wit. Die eerste keer in my lewe wat ek sneeu sien. Daar het so ware barmhartige Samaritaan verbygekom, ons kar gehak en ingesleep om herstel te word. Ongelukkig het die herstelkoste so 'n groot hap uit ons toergeld gevat, dat die ekstra draaitjies maar moes wag, want ons het die kortste pad huis toe geneem. Vakansies was maar 'n raar ding, maar kuier by die familie was baie algemeen en dit was eintlik ons vakansies. Dit is 'n vertel op sy eie, 'n groot familie van 20 groot mense en ons was 30 kleinkinders, almal bymekaar in 'n dorpserf vir Kersfees. Sit regop vir hierdie volgende een.